Ons is in 'n tydperk waar Jesus het opgevaar, ons het donderdag het ons die diens gehad, ons het gepraat oor, ek dink ons het 'n wonderlike tyd gehad in die Here. En op die stadium was die disciples nog in afwagting vir die uitstorting van die Heilige Gees wat so 10 dae na die hemelvaart gebeur het. Maar ons hoef gelukkig nie te wag nie, ons sal volgende Sondag waarskynlik praat oor, maar ons hoef nie wag vir 'n spesifieke tyd in die jaar om die Heilige Gees te kan ontvang. Die Heilige Gees, as ek my eie woorde kan gebruik, is ontap. Hy is beskikbaar vir ons elke dag. Ek wil volgende met die praat en die vraag vra, wie is in beheer? Wie is in beheer in jou lewe? Wat 'n deel van jou bestaan is in beheer van jou lewe? Dankie. Mense skep dinge, motors, ketels, wasmasjiene en alles. Al die items wat van waarde is, het 'n waarborg. Dit kom met 'n bevaardigerswaarborg om te sê dat as sekere dinge nagekom word en in stand gehou word en in ag geneem word, sal daar 'n waarborg vir 'n tydperk op daardie item wees. Ons weet natuurlik dat ons kry ook dinge wat ons koop wat se waarborg net hou tot ons by die 100ste deur het gestaan. Maybe, julle weet waar. So ons kry daai items ook. Hy hou nie as jy by die huis kom en dan sê, as jy sukkel, is 'n bargain gewees. Die bargains, ons moet versigtig wees. Hoekom is 'n ding op uitverkoping? Vra jy oor die vraag, of gaan ons maar net, dis 'n goeie prys, ek koop hom. Daar is miskien 'n rede hoekom hy so 'n goeie prys is, en nie die normale prys is. Nou, God het die mens geskep, en vir hom 'n waarborg gegee dat ek sal my Gees stuur om met julle te wees, om julle te lei, om julle te ondersteun, om julle te troos, en om vir julle wysheid te gee, en hy het ook gesê, ek gee vir julle 'n waarborg van die ewige lewe, mits julle my gebooie nakom. If you stay in my will and my ways. Dis als gevat in die eienaarshandeling van die mens. Hierin is die waarborg bevat, en hierin kan ons lees hoe ek en u met ons liggame en ons lewens moet omgaan, ten einde die ewige lewe te kan beerf. Ten einde die waarborg te kan opeis. Jy sien, ons kan gaan na, wanneer ons voertuig wil laat diens, kan ons gaan na 'n gekwalifiseerde vakman, of as ons iets wil laat herstel, kan ons gaan na 'n gekwalifiseerde vakman, wat vir ons egte genuine parte gaan insit. Hy gaan vir ons die genuine parte insit, maar dit kom ongelukkig teen 'n prys. En dan kan ons gaan na die backyard auto, waar dit vir ons baie goedkoper gaan regmaak met tweedehandse of pilot parts, verskoon die Afrikaans. Maar daar is geen waarborg op. En dit gaan vir ons op die lang duur, gaan dit vir ons baie geld kos, want ons gaan kort moet laat herstel, omdat daardie part nie 'n waarborg op het nie, omdat daardie part nie hou nie. En dit is dieselfde in ons lewe, om 'n pad te stap met die Here, to walk with God, takes effort. It costs us sometimes. Want ons moet sekere dinge vermy, en ons moet sekere dinge aflê, en sekere dinge wat lekker lyk, en vir ons vlees aanneemlik is, dit moet ons los, ten einde die voordeel van die egte te hê. En as daar dinge soos byvoorbeeld drank en dwelms en al hierdie klas van dinge wat vir ons gegee word, wat beskikbaar is, wat vir ons tydelik uithelp, maar wat nie op die lang duur volhoubaar is nie. Goed, wat net vir 'n rukkie werk, en dan moet ons maar weer neem, en die probleem met hierdie dinge is, en net soos die probleem met pilot parts is, as ons dit insit, dit hou nie so lank, so dit kort vervang raak, en dit veroorsaak meer skade, net soos hierdie dinge in ons lewens meer skade veroorsaak. En ons toleransie raak al hoër, en ons moet al hoe meer en meer gereeld, moet ons hierdie dinge in ons lewe inkry, ten einde net te kan cope, net just to live a normal life. We need more and more, and it costs us more than the genuine part. As ons daai som gaan maak op die einde van die dag, is die koste, en ek weet nie of dit die moeite werd is, om hierdie part in ons lewe te sit. Hebreërs 4, as
Ons gaan lekker baie Bybel lees vanoggend. Hebreërs 4 vers 1 tot 13. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want dan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was. Hou gou vas. Dis dieselfde wat vandag nog gebeur. Sien ons dit nie vandag nog gebeur nie, en ek wys nie vinger nie en ek oordeel nie, maar dit gebeur vandag nog. Mense hoor die evangelie. Ons leef in 'n land waar die evangelie vrylik beskikbaar is, waar ons die Here in vryheid en oorgawe kan dien en mense verkies om dit nie te doen nie. Dit is saak van die mense natuur werk, wanneer jy iets nie mag doen of kan hê nie, dan wil jy dit hê. Die oomblik as godsdienst in hierdie land verbied gaan word, dan jy sien hoe gaan die kerke, die ondergrondse kerke, die binnenkamers in die geheim vol wees van mense wat die Here soek. Ek weet nie hoe dit is op preek van aandag. Kom ons gaan aan. Vers 3. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het erns van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag verval nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons dit doen. Dit gaan vir my terug na vers 12 toe asseblief. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van. So, dit dring deur in die fynste plekkie. Daar is geen plek waar die woord van God nie kan in nie. Maak die saak hoe secure ons enigiets maak om het weg te hou van God af, ons kan niks weghou van die oog en die woord van God af nie. Tegen die einde, die vyandse aanslag op die Christen te verstaan, moet ons die vraag vra, wie is ons volgens Godse woord? Wie is ek in die volgens Godse woord? Ons is kinders van die Here, want ons het hom aangeneem, en hy sy woord sê, almal wat my aanneem, en my gebooie onderhou, is kinders van God. Ons is mede-erfgename. Ons is mede-erfgename. Mense, hierdie wat ons nou op aarde najag en by mekaar maak, is niks in vergelyking met die erfporsie wat vir ons wag as ons God se wil en woord uitleef nie. Wie is ons dan? Ons is mede-erfgename, ons is kinders van God. Wanneer die skrif aangehaal word om iemand se situasie aan te spreek, wys hulle waar hulle toestaan deur hulle reaksie dan. Wanneer ons die skrif aan iemand wys, ek het gehoor van mense wat sê, hulle kan nie elke sonderdag in 'n diens sit nie, want hulle kan nie gedurig met 'n sweep geslaan word. Ek wil vanmôre vir jou sê, my boetie en sussie, as jy in 'n diens is, en elke keer wat jy in 'n diens of in 'n sekere byeenkoms kom, en dit voel vir jou elke keer, dan word op jou tone getrap, dan moet jy miskien op jou knieë gaan, en jy moet met die Here praat, en jy moet by hom hoor, waar die fout is. Maar die fout is nie by die prediker nie, die fout is nie by die ander mense in die bijeenkoms nie, die fout is by die een in die spieël. Ek sê nie is by jou nie, ek sê dis by die een in die spieël. Maar ek kan jy nie oordeel. Ons sê ons vloek nie, ons rook nie, en ons drink nie, en ou het ene vrou van wat doen jy dan?
As jy niks doen, wat doen jy? Getuig jy van God? Getuig jy van sy woord? Ons gee tiende, ons is betrokke by kerkaktiwiteite, ons is getrou, ons woon dienste by. Wat maak dit my heilig, of maak dit my skynheilig? Dan is baie mense wat hierdie dinge doen, en dit is nie verkeerd nie, want dit is deel van Christus leefwyse. Om hierdie dinge te doen, want die Bybel sê om goed te doen, as jy weet om goed te doen, en jy doen dit nie, as jy dit vir jou tot oordeel. En as baie mense wat hierdie dinge onderhou, en menslike instellings onderhou rondom kerk, en dit laat my goed voel, en ons fokus op wat jy moet aantrek, en hoe jy moet lyk, en wat jy moet op jou kop hê, en nie op jou kop moet hê nie, en hoe moet jy inloop by die kerk, vorentoe, na links of rechts, of achteruit, maak jy saak nie, dis onbenullig, as jy met die verkeerde gesindheid kom. As jy kom om gesien te word, as jy kom om indruk te maak, as jy gee om indruk te maak, dan gee jy in die verkeerde rede. Maar God se woord sê, ek het 'n blymoedige gewer lief. Dit maak jou skynheilig. Jammer wat te sê. Maar heiligheid soek nie sy eie eer nie. God is die enigste, God is 'n drie-enige wese en ons is na sy beeld geskape. So ons is op 3 dele. Gees, siel en liggaam. Wat jy al agtergekom is, as ons in die wêreldse milieu, as mens praat van liggaam, siel en gees. Ons draai dit om. En dis hoekom ons baie keer sukkel, dis hoekom ons baie keer nie deurbrake kry, dis hoekom ons bly met 'n siekte, en dis hoekom ons sukkel in baie opsigte, want ons het die weergawe verkeerd. Want wanneer ek ongesteld voel, wanneer ek nie lekker voel en ek gaan na 'n dokter toe, wat bid hy vir my? Nee. Hy begin my bloeddruk te neem en hy luister en hy kyk in my ore en hy kyk in my oë en so lig hy. Ek weet nie, hy lig hy wat die ding doen, ek het. En hy luister na my hart, die koue ding, met my dat hoendervlees kry. En dan maak hy diagnoses volgens sy kennis en volgens sekere simptome en hy begin met my liggaam te werk. En as dit nie werk nie, wat doen hy dan? Dan stuur hy my na 'n psigiater toe. En dan gee hy nog 'n bietjie pille by. En as alles niks werk nie, en ek doen die moeite, en ek gaan eendag na 'n byeenkoms toe, waar die Heilige Gees teenwoordig is, waar God welkom is, want God is nie welkom in alle kerke nie, want daar is te veel programme rondom die mense. En hy bid vir my, en ek kry genesing, en ek sê, die Here het my aangeraak, soos die mense in die Bybel, die blindes, die doofes, die verlamdes. Want uiteindelik het iemand by die regte punt uitgekom, waar my probleem eintlik is. My gees. Jy sien, want as my gees reg is, dan sal my siel en my liggaam ook volg. Ek sê nie, as jy die Here dien, gaan jy nie siek word nie. Maar jy gaan oorwinning kry oor enige aanslag, of het siekte is, of het jou finansies is, of het jou verhoudingslewe is, jy sal oorwinning kry as jou gees reg is. 1 Thessalonicense 5 vers 23. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nie andersom nie. Gees, siel en liggaam. En dis die volgorde waarin ons moet prioritiseer in ons lewe. Ek moet my geesmens laat heers in my lewe. Ek kan nie my siel laat heers nie. Maar dit gaan chaos veroorsaak as van ander praat oor. Noodsaaklik om toegewy te wees in al 3 terreine van ons wese. Ons moet aandag gee in al 3 terreine. Ons kan nie net die een aanhaal nie. Ons siege, die gees skakel met die Heilige Gees. Dis hoe baie mense sukkel en sê, ek ervaar nie God se Gees in my lewe. Want jy sien, daar is te veel van my siel, daar is te veel van my liggaam, daar is te veel van my gevoelens in my pad. So ek kan nie God se Gees ervaar nie. Want my Gees is nie in plek nie.
My gees is so dun van maar ou dingetjie, hy het anorexia. Hy's ondervoed, want hy kry nie kos nie, want ek is meer bekommerd oor my emosies, ek is meer bekommerd oor my gevoelens, as wat ek oor my gees bekommerd is. Jy sien, dit skep 'n wanbalans. Dit skep 'n wanbalans. My siel, my siege, is in niemands land tussen die gees en die vlees. En dis die area wat die vyand lief is om te gebruik. My emosies. Hy vat my emosies en hy roer my daarmee. Maar hy kan nie my gees kan nie afbreek as dit in plek is nie. Maar hy kan my emosies in wanorde ruk, in flarde ruk. Hy kan my beheer daarmee. Ook my vlees. My vlees, kom ons kom oor die siel. Die siel is my wil, my denke, my intellek, my emosies, my strewe, my begeerte, my ek, my dryfkrag. En meeste mense leef 90% in hulle sielsdimensie. Jammer om te sê, die meeste mense leef, 90% van die mense leef in hulle sielsdimensie. My vlees, ons sien dit maklik raak, dis die uiterlike, dit wat die begeerte is, om te eet, my liggaamsal, en die vyand gebruik dit ook, want hy kom met hoogmoed, en ook aantrek en tof, om indruk te maak, want ek moet aan sekere standaarde voldoen, om aan die wêreld se norme te voldoen, te konformeer na hulle beeld. Ek moet toch nie uitwees nie, ek moet toch inwees, want dit is vir ons baie belangrik om aanvaar te word. Ja, ons het almal 'n behoefte aan aanvaarding. Dit is so. Ons almal het 'n behoefte aan aanvaarding, en dit is nie lekker wanneer ons verwerping ervaar. Maar as ek my gees en my siel moet verkoop ten einde by die wêreld in te wees, dan is dit jammer as daar vir my eintlik geen keuse nie, dis 'n nou-breiner vir my. Nee, dis nie belangrik nie. As jy nie van my hou nie, is dit nie my probleem nie. Dis jy wat ek mis, op 'n goeie ding. So jy hoef nie van my te hou. Almal het die goeie smaak. So almal gaan nie van my hou nie. Prys die Here. Is ek arrogant? Nee, ek is 'n kind van die Here. Ek het 'n goeie image, want ek is gevorm na God se beeld. Ek lyk soos my pa. As 'n liedjie wat Leon Verherg se met pa is die koning. Balans. Jy sien, alles van die siel en die vlees is nie altyd sonde. Ons moet emosies hê. En ons moet gevoelens hê ten einde te kan funksioneer. Want God het emosies en God het gevoelens. Jesus het dit vir ons gewys. Toe hy in die kruis was, toe hy by Lazarus se graf was, toe hy bewoog geraak, toe hy in die tuin van Getsemane gaan bid het. Hy het emosies en gevoelens gehad, maar ons moet sorg dat die balans tussen ons gees, siel en liggaam, dat dit in plek is. Want baie keer, as een deel uitspring, as my emosies en my gevoelens uit lyn uitspring, ag jy hulle vir jou op pilletjie. Dan kalmeer dit my, dan is my, oeps, as is weer in plek. Sien, dis wanneer ons aan die pilot mechanics toe gaan. Ek sê nie die dokters is pilot mechanics nie. Maar dis wanneer ons, that's when we settle for second best. Om nou maar die medikasie van die aptekerswese te gebruik en te glo daarin, want mense glo meer in medisyne as wat hulle glo in God. En dis waar die fout kom in die balans. Dis hoekom ons liggame baie keer nooit herstel nie. Dis hoekom ons nooit oorwinning kry oor siektes en die aanslae op ons lewens nie, want die balans is die mekaar. There's no balance in my life. Maar as my gees reg is, as my geloof in God reg is, sal my liggaam dit ervaar. My emosies sal onder beheer wees en my vlees sal genees. Of sal kan genees. Want daar is 'n ideale omstandighede. Maar solank ek opgewerk is, ek staan op in die oggend en ek sê al, net ek weet, my neus is so toe. En my oë, ek dink ek is op pad om verkoue te kry. En my vrou sou saamstem en sê, ja, jy klink nogal verkoue. Wat gebeur? Ek kry lekker vet verkoue. Hoekom? Want die Bybel sê, wat twee saamstem oor 'n saak sal dit so wees.
Het gaan nie net oor goeie goed nie. Het gaan oor die negatief ook. So wanneer ons saamstem oor 'n ding, dan gebeur dit. En dan kry ek my verkoue wat ek bely. Ek moet nie in denial leef as my arm af is hier in die bloedspuit staan en sê, nee, my hand vat nog lekker nie, nee, dit is belaglik. Maar binne 'n aanvaarde norm moet ons begin bely en sê, ek is genees, ek is meer as oorwinnaar, want dit staan in die Bybel. En as ons mekaar sê, as ek hoor, jy sê, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee, dan moet ek sê, amen. Want dan stem ons saam, en jy sal suksesvol wees op grond van die feit dat ons saam gestem het. Maak het sin vanmôre weer? Kom ons môre agter, hoe verkeerd omleef ons eintlik in baie opsigte. Hoe dat ons dat sekere dele van ons lewe oorheers, en dan belemmer dit my verhouding met Jesus Christus, en dan weet ek nie hoekom sukkel ek so nie. Wanneer ek balans het, is wanneer my liggaam, my lewe funksioneer. Wanneer ek die probleme, die pyn en die siekte en die goed wat my ontstel emosioneel, wanneer ek dit onder beheer kan kry, want ek sê God is in beheer, my gees is in beheer. En deur God se gees is ek tot alles in staat. Maar baie keer stoot ons God se gees weg en sê nee, ek het ervaring. Ek weet jong, ek kom al jare aan die besigheid. Jammer om van jou moeilikheid te hoor, dat jy nog nooit ontslaak kon raak van die probleem wat jy nou so 'n boffin van is nie. Wat jy nou so 'n meester is om te hanteer nie. Ek is jammer om van jou probleem te hoor. Myne het ek vir die Here gegee. Hy wil dit ook hê nie. Toe vat hy en gooi dit weg. En hy los my sonder dit. Prys die Here daarvoor. Kom ons kyk vanaf na Galasiërs 5 vers 16 tot 26. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Sien julle algevas dat dis waar die probleme kom. Dis hoekom ons sukkel. Want ons gee vrye hand aan ons vlees. Ons gryp die is lekker. Is lekker. Maar my gees kan nie in die proses funksioneer nie. Wanneer ek die balans uittrek. So ek kan die balans terugtrek. Okay. Vers 18. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Met ander woorde, ek is nie onder die vleeslike, die natuurlike dinge gaan nie oorheers in my lewe nie. Die emosionele dinge in my lewe gaan nie oorheers nie, want ek word deur die gees gelei. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweederig, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is dit wat ek in u ervaar? Is dit wat ek in u ervaar? Die vorige lysie van goed, kom ons kyk nie net na die letter van die woord nie, kom ons trek dit so bietjie oop, want daar is meer in hoogmoed, dis trots op. Ek kan net so sê, nie, maar ek is trots op myself. Maar dis eintlik hoogmoed. Hulle sê dat wanneer jy weet jy's nederig, wanneer jy sê jy's nederig, is jy eintlik hoogmoedig, want jy spog daar. Maar die vrug van die Gees is liefde, vers 23. Teen sulke dinge is jy weet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ek aanvaar almal wat môre vir my kyk en almal wat vandag hoor hierdie woord, het gedoen wat daar die vers. As ons deur die Gees wandel, laat ons ook deur die Gees in lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Dat ons nie word soekers van eie eer op mekaar uithaal en mekaar benei nie. Kom ek sê vir u, as ek gereeld, nie gedurig nie, maar as ek gereeld gospel musiek, musiek luister wat die Here eer, dit skep 'n ander atmosfeer. Dit is vir my moeilik om kwaad te raak, dit is vir my moeilik om bitter te wees, dit is moeilik om hatig te wees teen iemand, want as ek die woorde sê, toe ons môre gesing het,
Dit verander die atmosfeer binne my. Dit verander my pH. Dit verander dit wat binne my is. Dit maak dat die Gees kan connect met my gees. Dit maak dat die Here kan skakel en inskakel met my. Ek is ingeplak. My wifi is aan met die Here. Ek kan opvang. Of my Bluetooth is aan, wat dit ook al mag wees. Maar ek sit dit aan wanneer dan is dit vir my moeilik. Maar as en ek sê nie as ek hou self van lekker musiek. En so 'n bietjie skit musiek is baie keer lekker om te luister. Maar as ons gedurig na wêreldse musiek en wêreldse dinge luister, dan word ons beswaard. Ons is maklik negatief, weet jy wat agterkom? Ons is word maklik afgetrek. Daarom moet ons geleentheid skep en bring so 'n bietjie van die musiek in wat ons so 'n bietjie oplig en my 'n ander atmosfeer kry. Sodat ek weet, ek is ontvanklik van God se Gees dit wat hy wil doen. Dat ek besig is om in my gees te wandel en nie my vlees. Want musiek het 'n ontsettende kragtige werking. En as daar negatiewe dinge deur daardie musiek miskien onbewuslik gesing word, impakteer dit op my, op 'n onderbewus. Dan verstaan ek nie hoekom gebeur dit. Jy agterkom as jy sê, ek is nou so lus vir Perskes. As jy jou foon aan sit, dan kom maar 'n advertensie op van Perskes. Die duiwel werk ook so. Hy hoor wat jy sê. As ek kom, belangrik is om nie net te dink, Satan gaan nie. Jy moet dit sê. Dis hoe ons dit nou aan te doen. Jy moet dit sê, Satan, in Jesus naam, dat jy gaan. Jy is oorwonne vyand. Hy moet dit hoor, want hy weet nie wat jy dink nie, maar hy kan gedagtes plant. Hy kan gedagtes plant en hy doen dit met oorgawe. En daarom is dit belangrik dat ons vir hom verbally sê, jy hoef nie te skree nie, hy sê doof hoor. Hy het fyn gehoor. Maar jy moet vir hom sê, al sê jy net vir hom vyand, moet jy gaan. As staan jy in die winkel tussen mense, as sê jy net duiwel, dat jy gaan. In Jesus naam. Want dis die naambare name wat vir ons gegee is, waarmee ons die vyand kan. Ons kan nie engele opdragte gee nie. Ons kan vra dat die Here sy engele opdrag gee om ons te lei en te beskerm. En hy doen vir sy kinders. Ek gaan plan maak. Dis 'n teken van geestelike volwassenheid waarin ons liefde kan uitleef. Daar's 3 soorte liefdes. Gou vinnig. Die eerste ene is eros. Erotica. Dis wat die vyand so lekker gebruik om ons mee te katasse. En dis hoekom hy vat liefde wat deur God tussen man en vrou en 'n verhoudings moet wees wat skoon en rein moet wees. Hy kom en hy maak dit pervers. Hy maak dit pervers, die eros liefde. Dan is daar die filio liefde. Die liefde wat ek vir my vriende het, die liefde wat ek vir my familie het, vir my gesin het, dis my filio liefde. En dan is daar die agape of die agape liefde, die goddelike liefde, wat God ons mee lief het. Die onvoorwaardelike liefde. Dis die 3 tipes liefdes wat hy. En as ons daardie 3 liefdes om balans in ons lewe uitleef, dan behoort ons nie 'n probleem te hê om iemand lief te hê soos God hom lief het, al hou ek nie van hom. Want die Bybel sê nêrens vir my en jou. Jy moet jou naaste lief hê as jy van hom hou nie. Hy sê nie jy moet iemand anders lief hê omdat jy pelle is met hom. Ja, hy sê nie jy moet iemand lief hê omdat daai een vir jou persente gee. Nee. Maar ons moet mekaar lief hê met God lief. Met ander woorde, ek moet 'n omgee liefde hê. Dit gaan nie net oor drukkies en soentjies liefde nie. Maar ek moet 'n omgee liefde hê. Want God het 'n omgee liefde. Anders het hy nie sy seun gestuur. Johannes 3 vers 16. Ons almal het vriendskappe nodig waar die liefde van God, die persoonlikheid en die liggaam in 'n rein verhouding betrokke is. Dan die laaste teks vers 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. En dis uitdaging. Dis uitdaging. En dit kom teen 'n prys. Want dit is nie maklik om die Here te dien nie, maar dit is ontsettend lekker om hom te dien. Die uitproduk. The result of serving the Lord, living for the Lord. Dis onvergelykbaar. Dit is onoortreffelik. God se orde vir die mens is die Heilige Gees eenheid met ons gees, siel en liggaam. Nie anders dan. Hierdie liggaam
beteken eintlik niks nie, want hy gaan wurmkos word, hy gaan vergaan. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry wat nie gaan sterf nie. So hierdie liggaam wat ons so ooreet, of wat ons wil lyk soos iets anders en ons vermaar hom, en hierdie liggaam wat ons so verf oor, en boeier en kwas en te kere gaan, is eintlik niks werd. Maar die vyand vertel vir ons, en die samelewing werk saam met die vyand om vir ons die teendeel te vertel. Met ons gees onder leiding van die Heilige Gees sal ons siel en liggaam nie sondig. Sal dit makliker wees om sonde te weerstaan en te oorkom. Hoe gebeur dit? Ek neem 'n wilsbesluit in my gedagtes. Jy neem vanmôre 'n wilsbesluit. Jy sê ek gaan nie langer toelaat dat my emosies of my gevoelens, my liggaam meer my lewe regeer nie. Ek gaan nou vir God se Gees eerste sit. En ek gaan hoor by die Here, en ek gaan begin lees die handleiding van die mens. Wat sê die Here, hoe moet ek hierdie liggaam van my hanteer? Hoe moet ek die dinge van die lewe hanteer, sodat ek kan weet, ek het nie nodig om kort nuwe parte in te sit, en om te settle vir second best nie. Maar dat ek weet, dit kom teen 'n prys, maar ek het 'n waarborg op dit wat ek in my lewe inbring. Ek het 'n waarborg van God, dat ek meer as oorwinnaar is, dat ek tot alles in staat is. En dat ek ewige lewe sal hê. Dat ek 'n erfgenaam is. Kind van die Here. Jy sien, in Romeine 12 vers 2 dink ek is dit, wat sê, word vernuwe, word nie gelykvormig in hierdie wêreld nie, maar word vernuwe deur jou denke. Dis hier waar ek begin. Ons begin daai in die bord, en dan werk dit nie. Ek sê dit vir julle saam. Die mense iemand wil nie glo. As jy wil begin daai, begin in jou kop. Los jy bord. Begin dink aan dit wat gesond is en fokus daarop, en dan sal jy outomaties nie hierdie vir my, en sê jy, wag, ek eet nou hierdie, en jy gaan versadig word van die gesonde, en nie meer lus wees, jy gaan lus wees, want jy gaan nie meer nodig hê om die ongesonde te eet nie. Dieselfde met my denke, met my gees. As ek begin om dit te vul met die dinge van die Here, sal ek nie 'n begeerte en 'n behoefte hê. Ja, as die tyd en plek wees, al het ek nou nog, dink ek aan daai lekker chocolate. Wie hou nie van chocolate nie? So gedink, ja. Maar dan sê jy nie op die pakkie van hoe dik jy gaan word na die derde chocolate nie. En dan sê die eerste een wat jou vet maak. Dis nie by die 5de ene wat jy dan in skop. Maar dan staan nie op die pakkie nie. En dis hoe werk in die lewe. As baie goed wat oënskynlik alright is, wat oké is, wat lekker is, maar dis nie tot jou voordeel. Daarom moet ons leer om 'n gees van onderskeiding aan die hand van die Here se woord te ontwikkel en daarmee te leef. Dat ek weet wat reg en goed en voordelig vir my as mens is. En dan sal ek nie omgee wat mense van my dink nie. Ek gaan nie weird wees nie, maar ek gaan anders wees. Ek gaan uniek wees, want ek lyk na God se beeld. En elkeen van ons is uniek geskep. En dit gaan nie oor die uiterlik nie, maar dit gaan oor hoe ek innerlik na God lyk. Hoe ek klink, hoe ek praat, wat ek sê, en wat ek bedink. Amen. Hemelse Vader, ons kom vanmôre en sê baie dankie. Baie dankie, Here, vir u offer. Dankie vir u woord wat ons leer, Here. Dankie dat ons weet dat as ons u Gees in beheer stel, Here, hoef ons niks te vrees nie. Ons is onoorwinnelik, Here. Ons is tot alles in staat. Ons is meer as oorwinnaars, Here. Ons is deur u Gees se teenwoordigheid en leiding. Hoef ons niks te vrees nie. En dankie vir die voorreg dat ons die naam kan gebruik, Here, nie in ydelheid nie, maar dat ons die naam kan gebruik, Here, om te kan sê, vyand, in die naam van Jesus Christus, bestraf ek jou siekte, teëspoed, alles in die naam van Jesus bestraf ek vanmôre. Ek sny alle bande wat mense bind, emosioneel, gevoelens, hulle vlees, wat ek ook al mag wees, Here, ek sny dit vanmôre af in die naam van Jesus Christus. En ek sê nie langer, het toegang tot daardie persoon. Dankie, Here, vir elke persoon wat deur u woord kan bevryding ervaar, oorwinning en deurbraak. Dankie vir u wonderlike offer, Here. Baie dankie vir die Heilige Gees wat u gestuur het om ons te lei en te vertroos, Here. Ons dankie daarvoor in die mooi naam van Jesus Christus. Amen.